dankie Koning Jesus, dankie. Dankie dat U so in ons midde beweeg. Here, ons gees is attent op hierdie oomblik. Here, ons het ons voelers uit. Ons is attent, Here, ons wil luister. Ons wil luister op hierdie oomblik. Here, kom praat met ons. Dankie Here. Dankie vir U teenwoordigheid, Koning van die konings. Ek het 2 goeters wat ek graag vanaand met jou wil deel. En wat ek hoop jy vanaand kan huis toe gaan. Die 2 punte wat ek graag vanaand oor wil bietjie gesels is eerste, waar kom gebed vandaan? Dis 'n ongelooflike storie en ons gaan nou 'n bietjie in die woord daarin indelf. En die tweede ding is om jouself te onderwerp aan God se gesag. En ek wil amper so ver gaan om te sê daai 2 gaan hand aan hand. Die een kan nie sonder die ander. Nou voordat ons vanaand gaan begin, wil ek graag met jou 'n storie deel. Ek lees 'n paar weke terug 'n boek. Nou as my vrou my gehoor het op skool, sou sy dit nooit geglo het dat ek boeke lees nie. Maar ek het 'n groot liefde vir boeke gekry en ek lees hierdie boek oor how to build your dream business. Baie uitstekende boek. Hy is geskryf deur Dave Ramsey en Dave vertel so 'n bietjie in hierdie boek van hom. Op 'n stadium het hy hierdie verskriklike groot maatskappy. En alles gaan uitstekend in die maatskappy. Hulle maak geld wat hulle nog nooit gemaak het nie en dinge verloop net soos wat dit verloop, of hy nou daar is of nie daar is nie, die besigheid gaan aan. Maar heeltyd in sy onderbewussyn is daar ietsie wat nie lekker is nie. En hy vertel in die boek dat een dag het hulle 'n meeting en na sy meeting moet hy gou hardloop vir 'n volgende afspraak en hy's af daar met die trappe en toe hy by sy kar kom, toe besef hy hy het al sy notas bo gelos. En hy's weer terug op met die trappe. En toe hy in sy kantore instap, toe besef hy maar al sy werknemers is nog steeds besig in 'n vergadering sonder hom. En hy het gedog, Jesus, dis nogal vreemd en hy stap so 'n bietjie nader om te hoor wat hulle sê in die vergadering. En toe hy so 'n bietjie nader kom, toe sien hy maar een van sy top sales vrouens is besig om hierdie gesprek te lei. En wat sy toe sê is hierdie besigheid kan baie beter doen sonder ou Dave. Hierdie besigheid kan ons na die volgende vlak toe vat as ons nie goeders doen soos wat hy wil hê ons moet goed doen nie. En so het sy aangehou totdat die hare na nek seker maar regop gestaan het en besef het, as iemand luister vir my. En toe sy omdraai is al wat sy kon uitkry, Gonna. En Dave het haar toe daar in sy kantoor in met haar gesels en hy moes haar toe laat gaan het. En dan skryf hy so 'n bietjie later in hierdie boek oor iets wat nogal my hart gevang het. Nou Dave, die van julle wat hom nie ken nie, hy hardloop 'n besigheid met die naam van Dave Ramsey Solutions. So sy naam is op hierdie besigheid. En hy skryf in hierdie gedeelte dat hy gaan nêrens heen nie as mense nie onder sy gesag wil val nie en nie wil doen soos wat hy besigheid doen nie. Hy gaan nêrens heen nie, dis sy naam op die besigheid. So die vrou moet of verander of gaan. En dit het my so laat dink aan die koninkryk van die Here, nê? As ons kyk na die kerkgebou, is Jesus se naam op hierdie gebou. En ek luister baie keer na hoe mense praat. As jy nie vinnig genoeg uitkoms gekry het uit jou situasie uit nie, of as jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan kritiseer ons baie keer hoe die Here sekere goed doen of wat hy toelaat. En ek dink ons besef as Christene baie wie se naam op hierdie gebou staan. Ek dink ons vergeet as Christene baie dat die Here is God, hy's koning. En daar's 'n vers in die Bybel, dis een van my gunsteling versies. Dit sê God is God en hy doen wat hy wil. Dis sy naam op hierdie besigheid. En baie keer het ons as Christene ons eie idees, ons eie
ons eie ideale van wat die Bybel eintlik sê, nê? Ons hou nogal daarvan om daaroor te redeneer. Ons het ons eie maniere en ons eie gedagtes oor wie God is. Ek wonder as ek vir jou vanaand die vraag moet vra dat as jy al jou drome en ideale vat oor wie God is en God wys jou 'n heeltemal 'n ander prentjie van wie hy werklik is, sal jy hom nog steeds dien? Sal jy nog steeds wil deel wees van hierdie koninkryk waarop sy naam staan? Nou ek wil so 'n bietjie met julle gesels, want een van die goed wat ek agterkom, ons as Christene baie vir granted vat, is die lelike Engelse woord, nê, is gebed. Ek kom agter dat so min mense spandeer tyd om die deur agter hulle toe te maak en in gebed saam met die Here tyd te spandeer. En ek wil graag met jou hierdie gedeelte in die woord van God deel. Dis hoe hulle dit in die Ou Testament moes doen. Hoe hulle in die Ou Testament by God moes uitkom. En dit was die enigste manier om met God te praat. Ek wil graag met jou hierdie gedeelte deel. Dit staan in Hebreërs 9 vers 6 en ons gaan vers 7 ook lees. Daar staan: met die ding so ingerig, het die priester gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binne gegaan om die diens te verrig. Maar in die agterste gedeelte het alleenlik die hoëpriester ingegaan en dit net een keer in die jaar. En dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hier is 'n ongelooflike gedeelte in die woord van God. Van julle wat bietjie teologie geswat het of dalk na gekyk het of opgelees het, sal ook weet dat hulle baie keer aan hierdie hoëpriester 'n klokkie met 'n tou vasgemaak het. En as hy een keer 'n jaar daar in die allerhoogste ingegaan het en hy het sonde gehad, het hy dood neergeval. Dan het die volk eers weer volgende jaar die geleentheid gehad om by God te hoor. Ek wonder as ons in daai tyd moes lewe, hoe tyd sou dit wees? Sou dit 'n tyd gewees het waar ons opgewonde is oor ons hoëpriester gaan hoor dit wat die Here vir ons het? Sou dit 'n tyd vir ons wees waar ons voorberei en vas en seker maak al ons sondes is vergewe deur 'n klomp offergawes? Of sou ons op 'n plek gewees het soos wat ons vandag is, waar ons nie regtig eintlik omgee nie? Jy sien, een man het die geleentheid gehad om een keer 'n jaar in God se teenwoordigheid te kon ingaan. En dan moes hy sonder sonde wees. En in daai tyd en daai ontmoeting, ek kan net imagine hoe dit moes wees om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Pastoor Jacques het so 'n paar weke terug gesê, die Allerhoogste het geen vorm van lig gehad. Want as die Here se teenwoordigheid daar ingekom het hulle geglo, dis God se teenwoordigheid wat die plek aan die brand sou steek. Wat die plek sou verlig. Een man wat een keer 'n jaar in God se teenwoordigheid kon ingaan. Gelukkig weet ons dat die storie nie daar eindig nie, nê. Dat God daarom vir ons 'n man gestuur het met die naam van Jesus Christus. Wat dit vir ons moontlik gemaak het dat ons elkeen die geleentheid het om in die Allerhoogste te kan ingaan. Die woord van God sê, ek maak julle 'n nasie van priesters. Nou, ek wil net vir julle sê, hierdie was nooit God se plan nie. Aan die begin, daar by Adam en Eva, lees ons dat die Here elke dag saam met hulle gewandel het, met hulle gesels het. Ek wonder hoe was daai gesprekke, soos Adam, wat het jy vandag ontdek? Vir wie het jy vandag 'n naam gegee? Daai ding met die groot hare en die lang tande, het jy hom 'n leeu genoem vandag?
God het elke dag saam met sy mense gewandel. Tot en met die sondeval. En die slegste ding is, gemeente, is dat ons eintlik veronderstel was om nie weer 'n koneksie met God te kon hê nie. As gevolg van sonde wat 'n skeidingsmuur tussen ons en God gebring het, moes ons eintlik nooit weer die geleentheid gehad het om by God uit te kom en van hom te hoor. In die Ou Testament vir 'n baie lang ruk het die Israeliete so gelewe om een keer om tevrede te wees, om een keer 'n jaar te hoor as die hoëpriester ingegaan het by die Allerhoogste. Ons weet dat Jesus gekom het en ek wil graag vir jou 'n gedeelte in die woord lees wat Jesus vir ons kom doen het. Dit staan in Matteus 15 vers 37 en ons gaan lees tot vers 39. Dit staan, daarna het Jesus hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem sien uitblaas het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Dis 'n groot gedeelte in die woord. Hierdie een paragraaf verander die geskiedenis van die mensdom. Verander dit so dat ons vanaand hier is met 'n verwagting om gevul te word met die Heilige Gees. En as jy hierdie gedeelte te vinnig lees, gaan jy dit mis en ek wil dit graag vir jou lees. Dit staan vers 38. Daar staan, die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Wat hierdie simboliseer het, is dat Jesus vir ons 'n weg weer gemaak het om by die Vader uit te kom. En ek en jy steek vinnig geskiedgebed in die aand op. Ek en jy spandeer ons meeste tyd saam met God wanneer ons moeg en uitgeput en nie eintlik lus is. Ek en jy spandeer die meeste tyd saam met God in ons noodgevalle en in ons krisisse. Ek wil vanaand jou net kom herinner dat dit 'n voorreg is om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Dat dit 'n eer is en nie almal kon dit altyd doen nie. Om in God se teenwoordigheid in te stap. Nou daar's twee goeters wat vir my uitstaan, wat die hoëpriester moes doen om in te gaan by die Allerhoogste. Die heel eerste ding is, hulle moes tyd maak een keer 'n jaar vir hierdie gebeurtenis. En ek wil jou vra vanaand, hoeveel tyd maak jy om werklik by God uit te kom? Die tweede ding is, die hoëpriester moes hom onderwerp aan God se wette en sy regulasies. Want as hy sonde gehad het die heiligheid van God hom oorgeneem en onheilig binne hom het dood gegaan. Onderwerp jy nog jouself as kind van God aan die wette en die reëls? Of maak ons eie goed op? Volg ons die goed wat vir my goed klink en lekker is en ignoreer ons die ander? Ek wil vir jou 'n gedeelte uit die woord uitlees. Dit staan in Jakobus 4 vers 7. Dit sê, onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teen, ons is lief vir hierdie gedeelte, né? Staan die duiwel teen en hy sal van julle af wegvlug. Daai eerste gedeelte, onderwerp julle dan aan God. Ignoreer ons 'n bietjie, skuif ons op sy. Dan gaan hy aan, hy sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, hygelaars. Bekla julle ellende, treur en huil, laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droewigheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog.
Gemeente, onderwerp onsself nog aan God. Ek kom agter pastoor George vertel hierdie grappie deur die week. Hy sê 'n kerklid wat op 'n Sondagoggend kerk toe kom is 'n goeie lidmaat. Hulle kom gewoonlik vir die mense rondom hulle en by hulle. Is lekker om kerk te hou op 'n Sondagoggend. Die lidmate wat Sondag aande kerk toe kom is baie lief vir die pastoor. Want anders staan ek net hier bo en dan is daar 3 mense. Maar die gemeentelid wat op 'n Maandag kerk toe kom, is lief vir die Here. Nou ek ervaar vanaand net so hoe die Here vanaand op 'n Maandag aand, meeste van julle wat hier is, gewoonlik in die Pinkstertyd, is hier hoekom jy 'n honger het na God. Is hier hoekom jy nie Sondagoggend genoeg gekry het van die Heilige Gees. Is hier hoekom jy nie Sondag aand genoeg gekry het van die Heilige Gees. Is hier want jy vir vanaand net weer die Here se teenwoordigheid ervaar soos nog nooit van tevore nie, net weer by God se voete kom kniel. En ek ervaar so baie van ons het vrae wat ons vanaand wil beantwoord het. Here, kom sê oor my lewe iets. As jy wil hê die Here moet jou kom volmaak en nie net die teenwoordigheid van die Here ervaar hier by die kerk en dan as jy uitstap is dit weg nie. As jy wil hê die Heilige Gees moet op jou lewe wees en die kragwerking van die Heilige Gees moet betrokke wees in jou lewe en daar waar jy gaan moet jy vir siekes kan bid dat hulle kan genees, moet ons in tale kan bid, moet ons wonderwerke kan sien en laat gebeur. As jy daai krag wil hê, is daar 'n verantwoordelikheid van jou kant af. Dit kom nie net nie. God gaan nie net vir jou krag gee om jou vriende te impress. God gaan nie net vir jou die Heilige Gees se krag toevertrou dat jy mense kan beïnvloed, maar jou verhouding met hom is nie reg nie, so jy beïnvloed hulle verkeerd. Jy sien daar waar die verhouding met God reg is, daar waar ons onsself onderwerp aan sy woord, daar vloei die krag van die Heilige Gees. Daar kom mense tot bekering. Daar verander ouens se hele lewe. Ek wil vanaand met hierdie 2 gedagtes afsluit. Dit is eintlik een gedagte, 2 versies. En dit gaan oor die heel eerste ding wat God ons beveel om te kom doen. As jy nog nooit die Heilige Gees ervaar het nie, as jy nog nooit volgemaak was deur die Heilige Gees nie, is hierdie die plek om te begin. Die eerste versie wat ek met jou wil deel is Johannes 3 vers 3 tot 5. Dit sê, daarom sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie weer terugkeer in sy moeder skoot, kom en gebore word nie? Jesus het hom geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom. Wat uit mens gebore is mens. En wat uit die Gees gebore is Gees. Die tweede versie wat ek met jou wil deel is net 'n bevestiging van Jesus se woorde daarbo, staan in Handelinge 2 vers 38. Sy toe antwoord Petrus hulle. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sonde vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ek wil weer daai laaste gedeelte lees. Sê
bekeer Here en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sonde vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ek wil vanaand vir jou sê, ek is in God se koninkryk. Ek is in God se besigheid. Ek is onder sy gesag. En as die Here iets sê, dan sal dit so wees. As die Here sê om die Heilige Gees te ontvang, moet jy jouself bekeer en gedoop word, is daar geen rede hoekom hy jou nie sal vul met die Heilige Gees. Is daar geen rede dat jy moet rondwandel sonder die krag wat die Here op jou aan jou wil toevertrou. Is daar geen rede dat jy sonder hierdie geskenk hoef rond te gaan.